ons oor Paulus se laaste woorde. Paulus se laaste woorde. Wat vir my interessant is, dat Paulus se laaste woorde beskryf sy hele geestelike reis aan ons. Paulus se laaste woorde is nie toevallig die van 'n ou man nie. Hy het eintlik relatief jong gesterf, maar Paulus gee vir ons iets van sy lewe weer, en ek wil jou vanoggend aan die hart gryp, en ek wil jou asseblief vra, luister baie mooi na hierdie boodskap vandag. Kyk gou 'n bietjie rondom jou. Nou vanoggend kan jy nou lekker jou geliefdes sien, die mense wat jy ken, maar voordat jy in hierdie kerk is, dink aan hoeveel mense begin het om die Here te dien, en hoeveel van hulle nou nie meer die Here doen. Van julle is al jare lank besig om die Here te dien, en ek wil julle vra, dink 'n bietjie aan die mense wat saam met julle begin het as tieners om die Here te dien. Hoeveel van hulle dien nou nog die Here? Hoeveel van hulle is nog besig en aktief ergens in 'n kerk betrokke? En my vraag vanoggend aan jou is wat hier sit, gaan jy dit maak? Gaan jy, soos Paulus aan die einde van jou lewensreis kan sê, ek het die goeie stryd gestry? Dis 'n baie belangrike vraag wat jy sien, ek en jy moet ons lewe so instel, dat ons hierdie geestelike reis gaan voltooi. Jy moet so lewe, dat jy nie een van daai is wat langs die pad wegval nie. Kom ons lees vanoggend saam in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 10. Paulus se laaste woorde. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmatie. Amen, mag God sy woord in ons harte vanoggend seën. Kom ek vertel jou 'n bietjie van Paulus. Kom ek vertel jou van hier waar Paulus skryf vanoggend, en jy kan aangaan, Michael, na die tweede gedeelte toe. Paulus sit hier in 'n tronk in, mense. Paulus is 'n gevangene, dis nie so sy eerste gevangenis toe hy onder huisarrest is nie. Paulus sit op Groenpunt en hy wag vir die galgtou. Hierdie generasie, ek insluit, weet nie wat is 'n doodsvonnis nie. Maar wie van die ouer generasies kan nog onthou wat is 'n doodsvonnis? Paulus het 'n doodsvonnis ontvang en hy wag net vir die dag om tereggestel te word. Dis wanneer Paulus hierdie brief aan sy geliefde seun 2 Timoteus skryf. Hy's onder 'n verskriklike streng keiser Nero. En hy's afwagtend vir sy dood. Hy's afwagtend vir hulle om die swaard teen sy kop te sit en hom te onthoof. Dis 'n verskriklike plek om te wees. En gelukkig kon hy sy laaste brief, sy laaste woorde aan sy geliefde seun Timoteus skryf. Hierdie woorde is baie belangrik, want Paulus is verantwoordelik vir die grootste deel van die Nuwe Testament. Dis 'n man wat geskryf het, dis 'n man wat kragtadiglik tot bekering gekom het, en hier aan die einde van sy lewensreis het hy hierdie wonderlike boodskap. Nie een van, kyk my omstandighede, kyk hoe sleg gaan dit met my. Is dit die einde van my lewe? Nee, iemand wat sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. In 'n tronk skryf Paulus hierdie laaste woorde. Hoe dikwels kom ek en jy in 'n tronk en dan wil ons opgee en oppak? Hoe dikwels beland ek en jy in 'n tronk van siekte en dan sê ek, Here, ek wil U nie meer dien nie. Hoe dikwels kom ek en jy in 'n tronk van finansiële teenspoed en dan sê ons, Here, ek wil U nie meer dien nie. Maar hierdie Paulus in 'n tronk, in die einde van sy lewe, sê hy, Here, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Wat 'n mooi woorde om te kan spreek. Daar's iets wat Paulus skryf en dis sy eerste deel. Hy sê, ek is 'n drankoffer wat uitgegiet word. Jou lewe as 'n drankoffer is vanoggend baie belangrik. 'n Drankoffer was die offer wat uitgegiet was oor die offer nadat die offer plaasgevind het.
En ek gaan lê 'n bietjie by die Here oor hierdie saak, want ek kry nie klaring oor dit nie. Ek lees studiebybels, ek Google, ek ChatGPT, en ek kan nie verstaan hoekom Paulus sy lewe as 'n drankoffer bepaal nie. En gisteraand, terwyl ek soek, of Vrydag terwyl ek besig is om klaar te maak, toe kom die gedagte so by my op. Jy weet, Christus was die groot volmaakte offer, sê jy amen? Christus het die prys betaal, hy was die offer, hy was die lam van God, hy was die offer wat sy lewe vir my en jou gegee het, sodat ek en jy vir altyd mag lewe, sê jy amen? Die groot koning van alle konings, maar kind van die Here, ek en jy is die drankoffer wat daarna uitgegiet word, wanneer ons lewens vir Christus Jesus gee, amen? Jy's deel van daai offer, jy maak deel uit daarvan. En Paulus sê, ek word as 'n drankoffer uitgegiet. Jy wat hier sit vanoggend, as jy jou lewe kan leef en inrig volgens God, as jy jou lewe kan inrig en hom kan wy aan die Here, wil ek vir jou sê, dan is jou lewe ook 'n drankoffer wat uitgegiet word. En die offer is volmaak, en die offer is volkome. Paulus moes letterlik sy lewe as 'n drankoffer uitgegiet. Letterlik het Paulus gesterwe ter wille van hierdie evangelie. Maar nogtans 'n drankoffer nie te min. Jou lewe is die drankoffer oor Christus se offer. En weet jy kan nou al begin om 'n drankoffer te wees. Dit begin by iets soos om my tyd te gee. Om werklik waar te sê, Here, ek wil my lewe vir U wy. Ek wil my tyd aan U gee. Ek wil soos Paulus kan sê, ek wil my tyd aan U wy. Hoeveel maal 'n dag, kind van die Here, gee ons regtig tyd vir God as 'n drankoffer? Jy staan die oggend op, jy's moeg, jy vlug daar uit jou bed uit, jy kam skaars hare, borsel met die boonste gedeelte van jou tande, want jy nie genoeg tyd om die onderste gedeelte te borsel nie. Hap so 5 stukkies pistousties, en dan gaan jy werk toe. Jy jaag werk toe, jy kom by jou werk aan, as jy daar is, en jy sit by jou werk, as jy so besig, jy kry nie tyd vir die Here. Dan jaag jy huis toe vanmiddag, daar's altyd iets wat gedoen moet word met die kinders, of met ouers, of met een of ander funksie. Wanneer jy eventueel voor jou bord kos sit, is dit die eerste keer wat jy bid. En van julle bid nie eers nie, julle laat tot dit na. Dan gaan lê jy in jou bed. En wat doen jy? Jy vat jou afgod. En jy spandeer die volgende 2 ure aan jou afgod. Besig om die een sinnelose ding na die ander sinnelose ding te kyk. 10 uur is jy so moeg, jy sit hom af, nog nie tyd gemaak vir God nie. Jou lewe moet 'n drankoffer wees. Jy moet tyd gee aan God. Jy moet liefde gee aan God en aan die mens. Weet jy, daar's geen mooier offer as 'n offer van liefde nie. Ek en jy kan hard wees, en ons kan kwaai wees, maar vanmôre wil ek vir jou sê, as jy wil hê, jou geestelike lewe moet 'n drankoffer wees, dan moet jy meer gee as wat jy ontvang. Moet jy liefde gee, soos wat ons vanoggend gesien het, die beker moet oorloop. Ek en jy moet getuienis gee. Ons moet ons alles in oorgawe gee. Paulus sê, my lewe is alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Hy het alles gegee. Sal jy aan die einde van jou lewensreis kan sê, God, ek het vir U alles gegee. Of gaan jy eendag voor die Here moet staan en sê, Here, my lewe was nie 'n drankoffer gewees nie. Ek het nog so 'n bietjie teruggehou. Here, ek het nog so 'n bietjie tyd vir myself gehou. Here, ek het nog so 'n bietjie liefde vir myself gehou. Here, ek het nog bietjie my getuienisse teruggehou. Ek het nie alles in oorgawe gegee nie. Here, ek was nie 'n drankoffer gewees nie. Want dan wil ek vir jou sê, het jy dit gemis? Jou lewe as 'n drankoffer beteken juist dat jy alles vir God gee en dat jy niks vir jouself terughou nie. Die tweede ding wat Paulus skryf is so filosofies en mooi. Hy sê, my lewe was 'n geestelike stryd. Nou in ons kerk, in die Lewende Christus kerk, praat die ouer mense van hulle stryd gevat. Wie het dit al gehoor? Stryd vat is die pastoor het iets gesê wat die gemeente dit nie van hou nie, dan vat hy stryd. Stryd vat is daar nou iets in die kerk gebeur het en die gemeente het nou nie daarvan gehou nie, dan vat hy stryd. Dan bly hy so 2 maande by die huis. Amen. Julle doen mos nie dit nie. Julle is nie van daai mense wat stryd vat nie, maar Paulus bedoel nie daai stryd nie. Nee, hy sê hy het 'n goeie stryd gestryd. Sy geestelike lewe was nie vol maanskyn en
bose nie. Party van ons voel, ek moet in 'n rocking chair gaan sit. En dan moet die pastoor my nou so wieg, en sê, Baba, wat se kykie, Baba. Terwyl Paulus sê, sy lewe was 'n geestelike stryd, die man moes stryd. Efesiërs 6 vers 12 in Paulus se eie woorde, hy sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die donker wêreld. Ons het 'n stryd om te stry, kerk van die Here, en ons moet hard stry. Jy stry ongelukkig teen sonde. Jy stry vir die woord. Jy stry vir ander, maar jy het stryd as kind van God. Baie kerke sê vir jou, as jy nou die Here Jesus Christus aanneem, dan is al jou stryd verby. Ek wil vir jou sê, as jy die Here Jesus Christus aanneem, dan begin jou stryd. Kyk, jou kar breek nooit nie, maar word 'n Christen. Jou huwelik is hankie-dorie, julle leef lekker in sonde. Begin julle nou die Here te dien, dan sien jy hoe fight julle met mekaar. Stryd! Maar Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Aan die einde van jou lewenspad, aan die einde van jou geestelike reis, dan gaan jy so terugkyk en sê, weet jy wat, ek het hierdie stryd gestry en ek het hom goed gestry. En ek het hom klaar gestry, prys die Here. Stry, kerk, en moenie ophou stry nie. Stry vir so lank as wat jy kan, stry so hard as wat jy kan. Ook kom nou stryder, moenie opgee nie. Ek en jy is krygstryders. Ons is stryders vir die Allerhoogste. En ons kan nie toelaat om een oomblik nie te stry nie. En ek bedoel nie stry met my nie. Of stry met 'n broer of 'n suster nie. Daai is verkeerde stryd. Dis jou stryd, dit het niks met die Here te doen. Maar stry teen die vyand. Stry teen die bose magte. Trek aan die volle wapenrusting en stry hard om in te gaan. Is dit nie wonderlik nie? Ons het 'n stryd. Maar kan ek vir jou sê dat Christus Jesus het reeds die stryd oorwin? Ons stry in sy oorwinning. Die tweede ding wat Paulus sê, is Paulus sê dat sy geestelike lewe was 'n wedloop. Nou van julle het in julle lewe nog nooit eers 5 kilos gehardloop nie. Van julle kan nie onthou hoe voel dit om te hardloop nie. Van julle kry miltsteek as julle loop, prys die Here. Sê nou maar eina. Van julle is ook nou te oud, julle kan nie meer so lekker hardloop nie. Maar kan ek vir jou sê, die Gees hardloop ons almal, of jy oud is, of jy jonk is, of jy fiks is, of jy nie fiks is nie. Hierdie is 'n wedloop en jy moet hardloop op die. Jy kan nie bekostig om op te gee nie. Nou in die antieke wêreld was die wedlope nie soos vandag nie. Daai wedlope het regtig dissipline en toewyding gekos. Jy het ooit iemand gesien wat vir die Comrades hardloop? Hy lewe Comrades. Hy slaap Comrades. Hy eet Comrades. Hy staan Comrades op, sy hele lewe draai net om. 'n Comrades hardloper is 'n ander wese. Kyk, 'n ou wat die Comrades hardloop het geen sosiale lewe nie, want hy oefen net elke dag son op tot sonsondergang. En al wat hy doen is Comrades. Nou kerk van die Here, ek en jy moet so begin raak met ons geestelike wedloop. Ek en jy moet besef van die oggend wat ek opstaan tot die aand wat ek gaan slaap, ek is besig aan 'n geestelike wedloop, prys die Here. En ek weet nie wanneer daai uitstreep gaan kom nie, maar ek moet hardloop, ek kan nie stil staan nie, ek kan nie loop nie, ek moet hardloop, ek het 'n wedloop om te volëindig. Wil jy nie net jou bene so 'n bietjie beweeg, jou geestelike bene, maar of beweeg jou regte bene dat jou geestelike bene nog kan onthou, jy's in 'n wedloop. As ons hier uitstap vandag, moet ons almal so vinnig uitstap. Ons moet hardloop. Jy moet volhard in Bybelstudie. Dis jou dissipline, dit hou jou aan die oefen. Jy moet volhard in getrouheid. Jy moet volhard met Christus en jy moet volhard met jouself. As jy 'n bietjie ergens nou moeg geraak het langs hierdie wedloop, en jy het gaan sit, tel jouself op. Wie onthou die storie van Hasie en skilpad? Hasie was vinnig. Hy het gehardloop. Maar ergens toe kom hy agter, hy is so ver vorentoe gaan sit hy. Baie kinders van die Here doen dit ook in hulle geestelike wedloop. Hulle voel, nou ken ek my Bybel. Ek kan vir jou sê hoeveel boeke daar is. Ek kan vir jou sê hoeveel skrywers daar is. Ek kan vir jou sê hoe lank het hulle gevat om dit te skryf. Ek kan jou vertel van die eerste manuskripte en die laaste manuskripte. Dit is 'n baie gevaarlike plek want jy raak soos Hasie gaan sit. Van ons is so gebedslewe dat ek sê, Here, ek kan eintlik maar net 'n skietgebed bid en jy sal my beantwoord. Pas op, jy soos Hasie, jy gaan langs die pad moeg raak.
Maar nou skilpad het net elke dag aangehou en aangehou. Hy het maar daai ou koortjie gesing, lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. En skilpad het aangehou en aangehou. En wie het die resies voleindig gewen? Skilpad. Daai stadige bergskilpad, daai eenvoudige skilpad het die resies voleindig. Want hy het volhard. En ek wil vir jou vandag sê, wees soos Paulus om aan die einde van jou lewenspad te sê, ek het die wedloop voleindig. Baie begin hierdie wedloop, baie begin om Christene te word, baie begin om kerk toe te kom en die Here te dien. En weet jy, ek kry so 'n paar tekens van mense, want weet jy hoe werk dit as jy tot bekering kom? Jy kom elke Sondag kerk toe en aanddienste kom jy kerk toe. Nou, hoor nou mooi, vir al die ouens wat nie aanddienste toe kom nie, ek gaan nou lekker kry. So, hou net jou hart vas vanmôre en sê, Here, hierdie pastoor bedoel dit goed. So jy kom oggend en aand kerk toe. Okay, julle met my nog. Dan ergens dan sê jy vir jou vrou, ek is nie bewus om vanaand kerk toe gaan. So dan skiep jy een diens. Jy kom net een diens nie. Okay, so nou bly jy een aanddiens by die huis. Nou dan bly jy by al die aanddienste by. Jy gaan nou glad nie meer aanddienste toe nie. So nou is jy 'n oggenddiens bywoon. Ken julle van sulke tipe mense? Hulle kom net oggende kerk. Nou daar rukkie, nou raak dit lekker. Dan dink jy, ag nee man, dis die eerste dag van die maand, dis Payday, ek moet gaan groceries koop. Ek kry nie die week kaartjie, onthou, ek is in 'n wedloop, maar ek raak nou al hoe rustig, ek ken mos nou die Here. Ek is mos nou 'n Christen, ek is mos nou op my pad hemel toe. Julle ken daai koortjie seker ook. Ek is op my pad hemel toe, te help met die res. Ek is op my pad hemel toe. En nou is jy op jou pad en dan jippel jy een Sondagoggenddiens. Dis nie lank nie. Dan is dit 'n tweede Sondagoggenddiens. Nou raak jy een van daai gemeentelede wat net een keer 'n maand kerk toe kom. En voor jy sien, dan voleindig jy nie die wedloop nie. Om die wedloop te voleindig beteken ek en jy moet volhard. En volharding is nie altyd maklik of altyd lekker nie. Volharding is nie altyd maanskyn en rose nie. Volharding beteken dat dit gaan terug na 'n drankoffer lewe toe, waar ek ietsie moet offer om te kan volhard. En die laaste ding wat Paulus sê, hy sê sy geestelike lewe was 'n lewe van geloof. Miskien is hierdie die mooiste aspek. Hy sê ek het die geloof behou. Weet jy hoe min mense kry dit reg om die geloof te behou? Weet jy hoe min mense kry dit reg om hulle geloof te behou in elke seisoen, in elke oomblik van hulle lewe? Dit klink maklik om geloof te behou, maar kom ons wees eerlik, hoeveel keer het ek en jy al ons geloof verloor? Hoeveel maal het ek en jy op 'n plek gekom wat ons gesê het, Here, ek bid en dit werk nie. Ek doen al die goed wat hierdie pastoor vanoggend gesê het, ek volhard, ek is hier elke diens, maar dit werk nie, Here, my geloof is besig om te val. Paulus wys dat ware geloof nie afhanklik is van omstandighede nie, maar op Christus gegrond is. Hy skryf dit in 'n tronk en hy sê ek het die geloof behou. Kom ons sluit julle in Gosimampura toe, in sentraal gevangenis, en ons kyk hoeveel van julle gaan die geloof behou. Wie was al in die tronk? Julle moet nie skaam wees nie, kom ons wil sien, prys die Here. Dis nie lekker daar nie, né? Dis 'n onaardige plek om in die tronk te wees. Jy wil nie tronk toe gaan. En in hierdie tronk, en dit, luister ouens, ons tronke is bad, maar dis nie so bad soos hierdie tronke nie. Ons tronke het nog so 'n bietjie kos. Daar moes jy rondvang of iets vang om te eet. Dit was onaardig gewees die tronke van daai tyd. Maar Paulus sê in die tronk, ek het my geloof behou. Kan ek jou vra, as jy alles verloor, gaan jy nog jou geloof behou? Ons sê hier vir mekaar, ek is 'n Christen, Here, ek gaan U dien. Ons sê vir mekaar, as iemand 'n geweer teen my moet rig, en vir my moet sê, dien Christus, of verloon Christus, of sterwe, dan sal ek en jy vir mekaar sê, ons gaan die Here dien. Maar die oomblik wat my kar te veel breek, dan wil ek ophou om die Here te dien. Die oomblik wat my lewe te veel stryd het, dan wil ek my geloof verloor. Terwyl Paulus in 'n tronk sê, ek het die geloof behou. Ek het aangehou, ek het aan Christus vasgehou, kom wat wil, ek het die Here gedien.
Behou jy jou geloof? Is jy iemand wat jou geloof geanker het in Christus Jesus? Dis moeilik en dis makliker gesê as gedaan. Want om my geloof te behou beteken dat my omstandighede nie my geloof kan dikteer nie, maar my geloof dikteer my omstandighede. Ek hou vas aan 'n ewige geloof en dan skryf Paulus die volgende. Nadat hy skryf hou bene hou, skryf hy die laaste woorde. Hy sê en vir my is weggelê die kroon van ewige lewe. Daar's beloning net hierna. Hierdie kroon is eintlik so spesiaal, dat die naam van hierdie kraansie was Stefanos. Wat interessant is van hierdie kroon, is nie 'n kroon soos wat ek en jy dink, so pragtige goue kroon nie. Hierdie was net so 'n kraansie wat op hulle koppe gesit is. En hierdie kraansie sou nie lank gehou het nie, want wat gebeur met 'n tak as jy hom afgesny het? Hy verwelk. Maar op 'n ander plek praat Paulus van die onverwelklike kroon. Die onverganklike kroon wat ek en jy ontvang. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in daardie dag sal gee. En ek wil vandag vir jou sê, vir elkeen wat hier sit, want hierdie kroon is universeel. Die woord van die Here leer vir my en jou, skryf Paulus, almal wat die verskyning van die Here Jesus Christus liefgehad het, jy word hierby ingesluit. As ek en jy hierdie wedloop kan voleindig, as ek en jy ons geloof kan behou, as ek en jy hierdie stryd kan stry, dan ontvang ek en jy enige beloning in die hemel in kerk. Dan ontvang ek en jy enige kroon. Daar's 'n lied wat sê, ons sal krone dra. Ons sal krone dra die dag as Jesus terugkom. Ons sal krone dra. Maar dit gaan beteken dat ek en jy gaan moet vasbyt. Dit gaan beteken dat ek en jy moet vashou. Dit gaan beteken dat ek en jy nie kan bekostig om op te gee of in te gee in die kerk. Ons gaan moet deurdruk. Ons gaan moet aanhou met Jesus. You've got to hold on. Hold on to Jesus. Hold on to the rock of Calvary. Die beloning is so die moeite werd. Maar daar's 'n maar. Was my so interessant, ek lees Michael se preeknotas deur en ons preeknotas is presies dieselfde en ons het nie met mekaar gepraat nie. Maar hier toe draai ons nou 'n bietjie af. Hy moet seker iets anders vir die Engelse mense hierna sê. Ek weet nie, maar die Here wil vir die Afrikaners vanmôre iets duidelik anders sê. Is julle reg al voor Afrikaans gegaan? Wonderlik hoe die Here praat. Dit is so in lyn. En dan gee hy daar net iets anders vir 'n gehoor. Maar daar was nog 'n persoon in hierdie verhaal. Sy naam was Demas. En hoor gou 'n bietjie wat verskriklik. Paulus sê, ek se drankoffer. Ek het stryd gehad, ek het 'n wedloop gehad, ek moes geloof behou en nou kry ek beloning. Maar iets gebeur met Demas. Demas sê die woord van die Here, dat Demas in die teenwoordige wêreld lief gehad. Ergens het hierdie man sy geloof verloor. En Hebreërs 6 vers 4 tot 6 skrywer, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot 'n skande maak. Demas het die stryd oorgegee. Demas het van die wedloop onttrek. Demas het nie die geloof behou nie. Demas ontvang geen beloning nie. Die vraag is eintlik maar vir my en jou wat die Here begin dien het, een van twee. Gaan dit soos Paulus eindig of gaan dit soos Demas eindig? Kyk bietjie vanoggend na jou stryd, kyk bietjie vanoggend na jou wedloop, kyk bietjie vanoggend na jou geloof. Waarheen is jy op pad? Want dalk is jy vanoggend Demas. 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Kerk, hoe lyk dit? Is jy Demas vanoggend of is jy Paulus? Gaan jy aan die einde van jou lewe kan sê, sjoe, ek was daar een keer in 'n kerk, sjoe, ek het so mooi die Here gedien. Of gaan jy kan sê soos Paulus, man, ek het hierdie stryd gestry. Ek het hierdie wedloop voleindig, ek het my geloof behou, my lewe was 'n drankoffer aan God gewees, gewy in alle opsigte. Of Demas, is jy nie bietjie besig om die teenwoordige wêreld lief te kry nie? Is daar nie bietjie van die teenwoordige wêreld in jou lewe nie?
Is daar nie so 'n bietjie sonde van die teenwoordige wêreld in jou lewe nie? Is daar nie 'n bietjie ongeregtigheid in jou lewe nie? Is daar nie 'n bietjie hebsug of selfsug in jou lewe nie? Het die liefde vir geld nie miskien begin insluit nie? Demas, is hierdie wêreld vir jou te lekker? Het hierdie teenswoordige wêreld vir jou lekker geword? Paulus skryf oor toekomstige heerlikheid, Demas verlang na teenswoordige glorie. Sluit vir 'n oomblik jou oë, buig jou hoofde. Sê my kerk, sê my, is jy Demas of is jy Paulus? Paulus, vir jou is daar 'n kroon. Demas, die teenswoordige wêreld vir jou belangriker geword as God. As jou stryd in jou geloof en jou wedloop. As jy vanoggend 'n Demas geword het en langs die pad begin sit het soos hasie vol van homself, wil ek jou vanoggend vra, dis nog nie te laat nie. Dis vanmôre nog nie te laat nie. Kerk van God, dis vanoggend nog nie te laat nie. Jy kan met die Here versoen. Jy kan vanmôre sê, Here, ek wil hierdie wedloop volëindig. Ek wil jou uitnooi vanoggend. Wil jy nie op jou voete staan sodat ek vir jou 'n gebed kan doen? Here, jy sien elke man en elke vrou wat vanmôre in hierdie plekke opstaan. Here, jy sien elke een van harte. Here, u weet dat dit so maklik om soos Demas hierdie wêreld lief te kry met al sy dinge. Here, terwyl ek 'n stryd en 'n wedloop het, terwyl ek my geloof moet behou, ek vra u vanmôre, o Gees van God, dat u ons sal help dat ons nie hierdie stryd sal opgee nie, maar dat ons alles in die stryd sal werp. Here, dat ons hart sal stry om in te gaan. Hierdie is nie 'n makliker pad nie. It's not an easy road, but oh Lord, it's going to be worth it all in the end. Ons bid dit in Jesus naam. O, daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en hou my trou. Bid dit saam met my. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en hou my trou. Amen. Stry hierdie stryd. Jy gaan dit maak, prys die Here deur God se genade.